So ons is nou besig in die afgelope tyd om na die profeet Elisa te kyk. En ons gaan vandag 'n bietjie hanteer van God herstel wat verlore lyk. Kom ek vra vir jou so. Julle almal het sleutels. Julle het 'n selfoon. Julle het 'n remote van ietsie. Het julle al ooit dit verloor? Nou nooit nie. OK, ek weet nie van julle maar ek verloor vir daagliks ietsie. Daagliks 'n sleutel wat ek weet ek hom daar neergesit. Maar as ek weer gaan kyk daar, so is hy nie meer daar nie. Dan vra ek my vrou, waar is my sleutels? Sy sê, waar het jy dit laaste gesit? Ek sê, ek staan nou hierso waar ek hom laaste gesit het. Waar is hy? En sy weet nie, miskien is hy opgehang. Dan kyk waar hy opgehang is, nee, is hy daar nie. Ek het een keer my sleutels gekry in 'n broeksak in die was. So, dan dink ek het dit neergesit ergens, dan sê ek, ag nee. Ek het een keer vir Elsie gebel, en ek sê, Elsie, waar is my foon? En sy sê, wat bedoel jy? Nee, waar? Ek sê, ek soek my foon, ek kry my foon nêrens nie. Waar is my foon? Sy sê, met wat praat jy? My foon? O, OK, ek het hom. Ek weet nie van julle nie, ons almal het daar in sulke ding gegaan waar ons iets verloor het. En ek wat al jare oud is, ons het TV-remotes gehad, DStv en daai goeders net, dan het die remote altyd weggeraak. Ek weet nie hoe dit gebeur nie, ek weet nie hoe dit eers net verdwyn het nie, maar jy kry dit nie waar hy het laas gelos het nie. Nou mense is fancy goeders, jy plak dit op en hy maak wys vir jou in die huis waar dit is, en as klomp sulke goeders, my vrou, ons moet dit vir ons kry. Maar baie van ons verloor partykeer ons Bybels. Ons verloor dit om met God te praat. Ons verloor dit wat vir hom saak maak. So ek weet nie van jou nie, miskien het jy al baie ietsie verloor of nie, miskien is jy 'n baie gerigte persoon, jy sit jou goed daar, alles het 'n plek. En vrou sê vir my, alles in die huis het 'n plek. Ek sê, ja, die huis is 'n plek, so ek sal net enige plek waar ek wil. Maar dis nie net fisiese goed ons baie keer verloor nie, ons verloor baie keer emosionele goeders. Emosionele goed soos ons vrede, ons vreugde, dit gaan met 'n chaoties op 'n tyd. En jy verloor net daai vreugde wat jy het, en jy baie keer is emosioneel of in 'n verhouding, in 'n vriendskap. Jy verloor die vriendskap, jy verloor die verhouding, iemand wat aan jou was, het jy verloor want dat iets gebeur, of miskien is dit net geestelik, van jy het gebid, jy het gelees, maar niks werk nie, en later dan los jy dit net, en los dit. God sal jou help om iets te vind, as jy nie bedoel het om dit te verloor nie. Ek sê dit vir jou vandag, as jy nie bedoel om dit te verloor nie, sal God jou help dit vind. Nog een storie gaan van ietsie wat verlore was. My oupa het 'n huis, daar langs Shoprite gehad, en oupa het al so roosboom daar gehad, ek dink ek het al die storie vir julle vertel, en hy het eendag met sy bakkie uitgeklim, hierdie 4x4 bakkie met my pa nou ry, en hy het 'n roos gaan pluk vir my ouma, en vir hom gegee, en toe soek hulle sy sleutels oral. Ons weet nie waar hy sleutels was. Ons kom help soek, niemand nie, ons het hulle al die sleutels vervang op die bakkie, en dit was net weg. Eendag, ek dink was oupa of ouma, of ek weet nie, my pa gewees, en hulle gaan besig om die weer roos te gaan pluk, en hier hang die bakkie sleutels op die doring van die roosboom. Ewe skielik, sien jy hom. Nou is 'n bietjie te laat, die bakkie so goed slaap vervang die dag voor dit. Maar is van, as jy ietsie soek, wat gaan jy doen? Jy gaan dit kry later. Dit gaan nie miskien dadelik wees nie, maar dit gaan later wees, gaan jy dit kry. Ek het baie vandag gesoek in my lewe. Maar God sal jou help om die goed te soek. En ek kom vra gou hierdie vir jou. Het jy al ooit iets verloor? En jy bid vir die Here en sê, Here, asseblief wys vir my waar dit is. Is daar iemand wat nie so is? Al net ek wat baie vir die Here, ek dink die Here sal baie kwaad vir my, dat ek wil vra vir hom, waar is my goed? Ek sal seker sê, jy moet meer kyk waar jou goeders is. Maar, om terug te kom, so Elisa, kom ons gaan weer terug in die week, wat ons afgelope 2 weke gehoor het, is van Elisa het ploeg verbrand. Sy ploeg verbrand, sy osse geslag. Hy het saam met 'n weermag geloop, of daar was 'n weermag wat geloop het, hulle het geen water gehad nie, hulle het 'n sloot gegrawe, en waar vandag gaan ons sien 'n wonderwerk wat amper onmoontlik lyk.
Is miskien dit vandag in jou lewe waar jy voel dis onmoontlik? Voel jy as 'n situasie wat, Jesus, dis onmoontlik hoe hierdie goed kan gebeur. Ek weet nie hoe hierdie kan uitwerk nie. Is daai mense wat so voel? Onmoontlike goed is, dit voel onmoontlik. Hoe kan hierdie gebeur? Hoe gaan hierdie uitwerk? Maar ons gaan nou sien deur Elisa en wat hy vir ons sê en wat hy vir ons gewys het. So Elisa is nou Elia het vir Elisa geroep en hulle is 'n profeet daarso en hulle is besig nou om hy's nou besig om opgeleid te word. Hy saam baie jong profete by 'n plek en hulle het te veel geraak, so hulle moet nou weer nog huise gaan bou. En so het hulle gegaan en Elisa vra vir hulle, kyk, in 2 Konings 6 vers 4 tot 7, en hy het hulle gevra, wie wil u met ons saamgaan nie? Hy het geantwoord, ek sal gaan. Ek het saam met hulle gegaan, toe hulle by die Jordaan kom, en hulle het bome afgekap. Terwyl een besig was om die boom af te kap, het sy byl in die water geval. Hy roep toe, ag tog. Ek dink baie van ons het gesê al by die lewe, ag tog. Ag nee. Alweer nie. Dis al mense wat so. Ag tog meneer, dit was boonop 'n geleende byl gewees. Die man van God het vir hom gesê, waar het die byl ingeval? Toe die profeet vir hom gaan wys waar hy ingeval het, en die profeet het 'n stuk hout in die water gegooi. En ewe skielik het die byl daar begin dryf. En hy sê toe vir hom, haal dit uit. Die man het sy hand uitgestrek en dit gevat. Dit is onmoontlik dat 'n byl kan dryf. Sê julle saam, wil daar 'n byl gesien dryf? Ek weet nie van iets wat swaar is wat ooit dryf. Miskien 'n skip of iets. Maar iets wat klein, dis 'n klein gebeurtenis, was 'n groot boodskap wat julle hier gaan sien vandag. Waar God 'n wonderwerk het laat gebeur vir ietsie kleins. En miskien voel jy vandag, maar my goeders wat ek het is te klein vir God. Ek wil vir jou sê, wat vir jou saak maak vir God saak. Wat jy op jou hart, op hierdie verhouding sit, emosioneel, op jou vrede, op jou geloof sit, dit maak saak vir God. Amen. So dit is 'n klein verlies gewees, volgens, as ons nou moet dink. Maar kom ons dink 'n bietjie terug, die 9de eeu voor Christus, was dit gewees, dat dit was duur gewees om 'n byl te hê. Yster is nie goedkoop nie. Vandag is dit 'n bietjie goedkoop. Maar yster is nie goedkoop nie, daai tyd. So in 10:1 het hierdie jong profeet 'n ryk man se byl gaan leen om nou bome te gaan kap. En 10:1 gaan hierdie jong profeet heeltyd moet terugbetaal vir wat verlore was. En hy gaan nie kan regkom om en hy gaan heeltyd moet teruggee, of hy gaan nou terugbetaal sy hele lewe lank. Vir God was dit belangrik dat iets moet gebeur. So iets wat vir jou saak maak vir God saak. Maak nie saak hoe klein dit is nie, al is dit 'n sleutel. Al het jy sê vir, dis ons so groot hartjie op ons sleutel het. So dat ek nie so, as ek mag kan sien, sê daar bly. Soms voel jy miskien dat jy iets geestelik verloor het. En baie van ons kom in 'n plek waar ons in 'n verlies gaan. Jou vreugde word gesteel in aanbidding. Jy het nie meer vreugde as jy aanbid nie. As jy die woord optel, jy het nie meer passie om te lees nie. Soos jy lees, maar dit maak nie vir jou sin nie, dit maak nie vir jou saak nie, en jy lees 'n stukkie en jy sê, ek dink nie hierdie werk nie. Of miskien is dit 'n vrede in gebed, waar jy net vrede ervaar wanneer God praat, en jy ervaar dit nie meer. Of jy kom by 'n plek waar jy saam met mense en gelowiges is, en jy voel nie meer vir God. Ek sê voel, want dit is baie keer is. Maar ek wil vir jou sê vandag, God kan nog steeds iets doen. Dit lyk miskien onmoontlik vir jou, maar vir God is niks onmoontlik nie. Niks is vir God onmoontlik nie, al lyk dit vir jou so. God kan help, en jy help terugkry, wat jy nie bedoel het om te verloor nie. God kan jou help.
Gee dit vir hom, vra vir hom. En hy sal jou help. Ekskuus, nie skree. Sê vir die persoon langs jou, God gaan jou help. Ek hoor nie wat julle sê nie, weet. 1 Petrus 5 vers 10 sê vir ons, en mag die God, wat van alle genade self, wat ons geroep het, tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en gegrondves. Die Engels sê, suffer a little while will himself restore you. Hy sal jou herstel. God sal jou herstel. My vriend, as jy voel, jy gaan deur klomp goed in die lewe, en jy voel, jy kan nie meer nie, en jy voel, dis nou die einde. Ek gee nou op. Ek wil sê, nie opgee nie. God sê net 'n klein tydjie, 'n kort tydjie, suffering a little while. Weet jy wat beteken little? Wat beteken little? Wat beteken kort? Is dit so? Wat is dit? Dit is kort. Kort is kort. Ons gedagtes nie God se gedagtes nie. So wees gefokus. God sal jou volmaak herstel. Amen. Wat jy verloor het, wat het jy verloor wat God wil herstel? Vra vir jouself dit. Wat het jy miskien verloor wat God wil herstel? Is daar iets in jou hart of iets in jou lewe wat jy verloor het, 'n verhouding? So hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat ons kan wat God kan iets wat verlore is herstel? Nou Elisa wys ons 2 goeters in hierdie mooi teks. En die eerste een is van wees eerlik oor waar jy het verloor het. Wees eerlik. Ons dink baie keer nee, God kan nie ons gedagtes sien of ons sien of ons vir hom lieg nie. God sien alles. Hy sien wat ons doen, hy sien wat ons sê. En hy vra vir ons vandag om eerlik te wees. Jy kan nie terugkry wat jy verloor het as jy nie erken waar jy dit laat val het nie. As ek nie geweet het my sleutels in die kombuis ergens gesit het, hoe gaan ek weet waar om te soek? Waar gaan ek weet waar om te soek? In Psalm 139 sê Dawid vir ons, deursoek my hart, ondersoek my hart, wys my waar daar iets is wat my van U af wegneem. Wys vir my, Here. So wees eerlik met jouself, is daar iets in jou lewe wat jou weghou van God? Is daar iets in jou lewe wat jou weghou van die vrede wat God vir jou wil gee? Is daar iets wat jou weghou van jou roeping wat God op jou lewe geplaas het? Wat is dit wat jou terughou en weghou van God? Wees eerlik. Wees eerlik met jouself. Wees eerlik erken dit, ek het die pad verloor. Ek het 'n verhouding ingegaan, betrokke geraak by die verkeerde mense, en ek is op die verkeerde pad. Slegte gewoontes, slegte geselskap. Wees eerlik met jouself. Wees eerlik met God. Erken dat die vryheid verloor het en jy het dit 'n geheime sonde. Wees eerlik met God. Praat met hom. Nie vir hom sê, hy weet my praat, jy praat met hom. Hy's 'n pappa wat vir jou wil hoor wat jy vir hom sê. Hy soek jou hart, hy soek wat jy vir hom vra. Het jy miskien jou vrede verloor? Wat jy hou jy aan seer vas. Baie van ons, miskien hou jy aan seer vas in die verlede. En dit steel heeltyd jou vrede. Dit steel jou geluk. Dit steel wat God vir jou wil gee. Wat sê die Bybel vir ons? Wie is God? Jesus. Hy is die Prince of Peace. Hy is die prins van vrede. Hy sal vir jou, ek kan vir jou vrede gee wat die wêreld nie kan verstaan nie. Maar wat steel daai vrede? Wat steel daai oomblik dat jy daai vrede kan kry? Jy moet eerlik wees met jouself. Of miskien het jy intimiteit verloor met God. Jy het opgehou om die Bybel te lees. Jy het opgehou om stilte te hou. Jy het opgehou om te bid. Ons almal kom in 'n plek waar ons stadig maar seker ietsie nie meer doen nie. Want ons verloor dit en ons weet nie
en ons wil nie weer teruggaan om dit te gaan kry. Baie keer moet ons teruggaan na die plek toe waar ons verloor het, en baie keer wil ons teruggaan en dit is seer. En jy baie keer in verhoudings, jy moet mense vergewe, jy moet terug na daai situasie toe, na mense vergewe, vryspreek, en sê die Here moet hulle vrymaak, en vir jou vrymaak. Maar dit is seer om in daai plek te wees. Maar wees eerlik. Ok, ek moet hierso begin. Amen. So waar moet jy begin? Herstel begin by eerlikheid. Wees eerlik met God, wees eerlik met hom. Nie probeer doekies omdraai nie, sê vol. Hy is 'n pappa wat vir ons wil luister, hy is 'n pappa wat vir ons iets wil gee. Amen. So neem terug wat nommer 2, neem terug wat God herstel het. Elisa sê vir die jong profeet, lig dit uit, tel dit op, lift dit up. Dan wat het gebeur? Daai by het begin dryf en het gesê, "Jy gaan tel dit op nou." Wat moet hy gaan doen? Hy moet gaan optel. Soos hy daar lê. Ok, daar's die by, wat moet ek doen met hom? Daar is hy. Hy is daar. Wat moet ek doen? Ek moet fisies hom gaan optel. Dan het ek hom. Ek het die Bybel terug. Die Bybel nou hierso. Dis ook 'n Bybel. Maar ek het hom terug. Wat moet jy doen? Jy moet 'n stap van geloof vat. Jy moet daai stap vat en sê, "Oké Here, U het gesê jy gaan dit herstel. Kom ek gaan in dit in. Ek stel dit op." God laat die yster dryf, maar die man moes sy hand uitsteek. Jy moet baie keer jou hand uitsteek, want God het die ding klaar laat begin dryf, maar jy moet begin om jou hand uit te steek. God kan die bonatuurlike doen. Stem julle saam met dit? Maar wat verwag hy van ons? Om die natuurlike te doen. Hy doen die bonatuurlike, en hy verwag ons om die natuurlike te doen. So wanneer hy die Bybel dryf, dis bonatuurlik. Dis nie wat die aarde werk nie so nie. Gooi nou 'n stuk yster in die water, hy gaan nie dryf nie. Maar God het bonatuurlik laat plaasvind. En wat het toe gebeur? Hy begin dryf. En wat sê vir die persoon? Tel dit op. God doen die bonatuurlike. Hy soek jou om die stap te neem in die natuurlike. En dit beteken van stap van geloof, 'n stap van gehoorsaamheid. 1 Petrus 5 vers 10 het ons gelees, "Will himself restore you and make you strong, firm and steadfast," sê die Engels. Strong, firm and steadfast. Hy sal jou herstel. Wie sal jou herstel? God sal jou herstel. God sal jou weer op die regte plek kry. God sal. Wat verwag hy van ons? Gehoorsaamheid. As jy voel, jy lees Bybel, maar het maak nie vir jou sin nie. Wat moet jy doen? Sê vir my. Jy aanhou. Hou aan. Ek weet, maak nie vir jou sin om nou nie, maar vra vir die Heilige Gees om vir jou te openbaar. Dit sal vir jou laat sin maak. Gaan praat met iemand as dit nie vir jou sin maak nie. Gaan praat met iemand wat vir jou 'n bietjie meer verduidelik oor die woord. As jy bid en jy voel niks gebeur nie, wat moet jy doen? Jy moet aanhou. Jy kan nie ophou nie. Ons kan nie daai plek wees waar ek sê dit, ek gee op. Ons is so maklik deesdae om die tou in te gooi of die handdoek in te gooi en sê ek gee op. Ons kan nie as Christene opgee. God kan die bonatuurlike laat gebeur. Wees eerlik van waar dit was en waar jy het verloor. Jou vrede, jou vreugde, jou liefde. Waar jy het verloor en sê God, Here, by help my nou. Wanneer dit nou begin dryf, sal ek nou my hand uitsteek en gehoorsaam wees om dit te vat. En God sal jou herstel. Elisa se storie is meer net as 'n wonderwerk storie of 'n storie van geloof. Hy was 'n gewone boerseun gewees. Elisa was 'n gewone boerseun gewees wat geloof gehad het en geweet het God is goed. En God het hom gebruik ek was baie meer stories wat ons kan uithaal uit die Bybel uit, maar ek het net 3 weke kans gehad met julle nou. Maar daar's soveel meer wat God vir jou kan wys. Hier is 'n eenvoudige storie, maar kyk wat God kan wys uit dit uit.
As jy sê jy verstaan dit nie, gaan lees die Bybel. Laat God vir jou ietsie openbarende. Dit is so lekker om dit te lees. En soos hierdie storie van Elisa van die Byl, ek het hom soveel kere gelees, maar nog nooit so gelees soos nou. Want hoekom? Want die woord is lewendig en aktief. So in ander woorde, jy moet hom optel en begin lees. Maar ek verstaan nie, Pies. Ek verstaan nie wat om te lees. Wel, begin. Begin dan by die evangelies. Begin wat Jesus gedoen het. Begin net. Doen ietsie. Ons kan nie iets doen nie. Ons moet iets doen. Amen. So God, hy was 'n gewone boerseun gewees, het van geloof gehad, hy het geloof in God gehad, en het omgegee oor God, en het omgegee oor mense. God sal jou help vind, hy sal jou nie laat verloor nie. God sal jou help vind, hy gaan jou nie laat die goed verloor nie. Ietsie wat vir jou saak maak vir hom saak. Maak iets saak vir jou wat jy verloor het. Is daar iets in jou hart? God sê vandag vir jou, dis nie te laat nie. 'n verhouding met 'n familielid is nie te laat om te herstel. Om 'n plek te kom van vrede met ander is nie te laat nie. Dis nie te laat nie. Dit lyk of dit verlore is. Dit lyk of alles heeltyd skeef gaan. Maar dis nie te laat nie. Want God kan dit herstel. Amen. Jesus doen dit nog steeds vandag, dieselfde. Hy herstel. Hy het gekom en hy het gesoek. Hy het gesoek en hy het gered wat verlore was. Lukas 15, ek gaan nie die bord wees nie, my skaapwagter. Die storie van die skaapwagter, was 100 skape, een het verlore gegaan. Wat het hy gedoen, wat die skaapwagter gedoen? Hy het die 99 gelos en een gaan soek. God, Jesus doen dit nog steeds met jou, hy soek jou. Hy soek vir jou, jy is nie te ver verlore vir hom nie. Jy is nie te ver weggesteek vir hom nie, hy soek jou. Ons sing 'n liedjie by die jeug van, there's no mountain he will not climb up, there's no shadow he will shine up, coming after me. Hy sal deur alles gaan om jou te soek. Maar wat moet ons doen? Here, hier is hy. Strek jou hand uit na hom. Lees jou Bybel, kom kerk toe, wees betrokke in 'n geestelike familie. Want Jesus doen nog steeds dieselfde vandag. Hy restore ons. Wat verlore lyk vir jou, is nie verlore vir hom nie. Jesus op die kruis, die disippels gedink, daar is hy 3 jaar van ons lewe gemors. Ek weet nie meer wat te doen nie. Daar is ons Here, ons Messias, hy is nou dood. En weet wat gebeur? Die 3de dag staan hy op. En hy sit nou op die regterhand, of hy staan by die regterhand van die Vader. Die Heilige Gees is met ons en hy praat met ons. Hy is aktief besig met ons. So ons is nie te verlore nie. Nie dink dat nie toelaat dat die vyand in daai stories in jou kop sê van jy's te ver weg vir God nie. Jy's te verlore vir God nie. God is besig om jou te herstel. Maar wees gehoorsaam aan sy stem en wat hy vir jou vra. Hy is nooit te laat. So wat het jy verloor? Wat wil jy graag terugkry? Wat het jy verloor wat God kan herstel? Wat gebroken is, kan God herbou. Wat dood is, kan God opwek. Die vyand mag probeer. Hy mag probeer steel, maar ons God kan herstel. Ons God kan weer ons terugbring van waar ons was. Wat het jy verloor wat God kan herstel? Wat het jy verloor? Is jou passie? Is jou vrede? Is jou geloof? Wat het jy verloor? Wees eerlik. Wees eerlik met jouself net. En wees eerlik met God. Jy kan vir mense baie mooi gesig opsit. En jy kan vir ons sê, dit gaan goed en alles, maar binne in jou hart gaan dit nie goed nie. Binne is jy gebreek en jy voel seer. En jy voel of niks meer uitwerk nie.
Ek wil vandag vir jou uitnooi. Dat ons saam met jou bid. Wees eerlik met jouself. Wees eerlik van wat God vir jou in jou hart wil plaas, wat hy wil herstel. Ons almal het ietsie wat miskien herstel moet word. Passie word baie keer verloor. Ons vrede word gesteel. En ons geloof word getroes. So voordat ek nou mense gaan uitnooi vorentoe, wil ek die uitdaging vir die week gee, en ek wil graag vra dat julle hierdie uitdaging doen vir hierdie week. En ek gaan nie wees nie. So julle moet dit doen. So ons doen die gewillige uitdaging in die week is van ons doen 3 goeders, geef jou 3 punte van bid, lees en doen. So bid en sê Here, ek bring vandag wat ek verloor het. Herstel my geloof, my passie, my vrede en laat my weer brand vir U. Gaan lees 2 Konings 6 tot 1 tot 7, 1 Petrus 5:10 en Lukas 19:10. En neem tyd hierdie week om stil te raak voor God. Erken wat jy verloor het en vra hom om dit vir jou lewe in jou lewe te herstel. So miskien is daar iemand hier wat vandag dit nodig het. Is daar miskien iemand vandag wat hulle passie verloor het, of hulle vrede verloor het, of hulle geloof. Ek wil jou graag uitnooi. Om vorentoe kom as ek gaan julle nou uitnooi. Maar ek wil regtig vra, wees eerlik met jouself. Wees eerlik. Vat die stap van geloof. Want eerlikheid is die beginpunt. Is die beginpunt van waar God kan werk. Sluit julle oë asseblief. So Here, waar ons hier mekaar is, sê ons dankie vir die vrede. Door elke hart nog gaan kom. Heilige Gees, kom bedien en ondersoek ons harte. Psalm 139 sê vir ons Heer, waar Dawid sê, Here, ondersoek my hart, wys vir my, Here, waar ek moet verander. Wys vir my waar, miskien is daar 'n passie wat in my was, wat verlore was, vrede wat gesteel was, of miskien is dit my geloof wat gewankel het. Here, help my. Help my. As dit jy is vandag, wil ek jou graag uitnooi, ek wil saam met jou bid. Ek wil saam met jou bid dat God 'n beginpunt kom waar jy gaan begin herstel. Maar wat hy vra van jou, hy kan die bonatuurlike doen, my broer en sussie, hy kan alles doen in die bonatuurlike, maar hy soek jou om die eerste stap te neem. Hy soek jou om die natuurlike stap te neem en dis gehoorsaamheid aan sy stem. En as jy vandag sy stem gehoor het en sê jy moet vorentoe kom, moet jy voorkom staan. So jy is welkom om vorentoe te kom nou. Om hier te kom staan, ek vir jou kan bid. Julle, as die diens gaan afsluit, ek vra jou hande net so voor my uitstrek, sit jy, maak jy oop toe, strek hande voor, en as jy gemaklik is met dit. En ek wil net sê oor elkeen van julle net spreek vandag, en Here, waar ons hier so is gemeente, Here, waar ek vir die gemeentelede kan bid, die voorreg wat ek nou het om hulle net te sê oor hulle uit te spreek. Here, bid ek sê oor hulle uit, dat Vader, dat hulle roeping sal vind, hulle roeping sal uitleef. Here, wat passies verlore geraak het, vrede gesteel was, en verhoudings miskien gebreek was. Here, U is 'n God wat herstel, en Vader, ek bid dat elke persoon hierso 'n passie sal kry, opnuut passie vir U. Opnuut passie om die Bybel te lees, om te bid, om mense te vertel van die goeie nuus wat ons het, wat Jesus Christus is. So Here, ek het 'n seën oor elkeen uit in hierdie weke wat kom. En wat Jacques hulle gaan bedien, Here, dat hy hulle sal aanmoedig en versterk hierdie woord wat U vir hom gaan gee. En Here, so sê ek vir U dankie vir elke persoon hier wat ons so ondersteun in hierdie tyd, en wat nog gaan ons gaan ondersteun in hierdie tyd, Vader. Ek bid 'n dubbelporsie van seën oor hulle uit, 'n blessing oor hulle uit. En Vader, ek sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons self familie kan noem van mekaar. Wat U dit gedoen, Vader, U sê vir ons is familie, wanneer ons in die huis van die Here is. So Here, ek dankie dat U met elkeen sal wees hierdie week. Versterk ons, lei ons, dat ons roeping sal uitleef, dat ons brand vir passie,
in Jesus naam. En die gemeente sê amen, amen. So baie dankie almal. My pa wil ietsie sê. Soms sien wat ek doen. Ja, goeiemôre. Ons wil net gou 'n seën vir PS en ons hier op hulle afbid vir die week wat kom en dat alles versproos sal gaan en dat die Here hulle sal seën en dat die gemeente hulle sal opdra in die tyd. En ja, ons trek ons hande uit en dan wil my pa van hulle bid. Voor ek nog vir hulle bid, sleutels wat verlore raak. Ek het 'n kar, en ek het net een paar sleutels. En as hy weg is, kan ek nie ry nie. En hierdie sleutels is elke dag saam met my. Ek loop met hulle, ek sit hulle vroeg in die oggend in, en hulle is daar. En dit is my dink wat Mattheus nou gesê het, hierdie, wat hom vashou, is die geloof. As ons geloof in Jesus het, dan ons weet, ons is veilig die hele dag, en hy is saam met ons. Ek dra my sleutels elke dag saam met my, en hy raak nie verlore nie. Wat is my voorreg? Ek wil vra, wil jy saam met my kom bid? My voorreg vanmôre om die seën oor TS en Ilse besonder te bid en intensie, dat die Here vir hulle 'n besonder gaan deurdra. Dis 'n vir Paul wat nou kom. Klein Paul sal geseënd wees. Amen. Want die Here is met hom. En die Here het hom gevorm en gemaak tot nou toe. Met sy geboorte sal die seën van die Here op hulle rus. En ek wil vir Ilse vra, wil jy haar sal salf en die seën sal spreek oor haar, dat die Here vir haar in besonder gaan deurdra hierdie week wat voorlê. Sonder pyn. Ja, dit klink onmoontlik, maar by God is die onmoontlike moontlik. Amen. Hoekom nie? Ja, kom ons vertrou die Here vir 'n wonderlike geboorte. Amen. Geboorte waar Jesus self, hy het die babatjie gemaak, hy het haar gemaak en hy gaan haar help. Amen. Amen. Vader, ons sal naam van Vader en Seun en Heilige Gees. En nou Vader, spreek ons die seën van die Here oor hierdie geboorte. Oor Ilse Here in besonder, dat U haar sal salf en toedek met U heerlikheid en die krag van die Heilige Gees. En Here, dat sy 'n ervaring sal beleef soos nog nooit in haar lewe nie. Ons sê vir U dankie vir wat U gaan doen. Here, ons vertrou U, ons weet deur geloof gaan wonderwerke plaasvind, niks is by onmoontlik. En Here, so, dit is ook Here, hierdie griep wat hom het, is die keel wat nie lekker is, breek die seën en genesing word. En dat U naam verheerlik sal word. Here, dankie vir wat U nou gaan doen. En ons sê vir U, dankie Here vir die seën wat hierdie familie rus. En hierdie week wat voor lê, gaan 'n wonderlike week wees in die teenwoordigheid van die Here. En dat die seën van die Here hulle sal toedek. Die Here U loop voor hulle uit met die seën in Jesus naam. Amen. Amen.